Vader, met eerbied en ontzag kom ons vanaand na U toe. En ons wil hierdie herlaai diens aan U kom opdra. Dankie vir elke persoon wat vanaand hierin gekom het. Hulle wat gebroken is van hart. Verbind hulle wonde soos wat U net kan. U is ons groot trooster. Here, U weet wat in elkeen se lewe aangaan. Here, mag ons vandag elke probleem, elke pyn en elke hartseer by U troon los. Ons wil voor U neerbuig. Here, ons wil die voete kom soen, Vader, daar die voete met die wonde in. Ons wil opkyk, Vader, en Jesus sien, hoog en verhewe. En die woord sê, as ons dit doen, Vader, sal die alle mense na U toe trek. Trek ons vanaand na die hart toe, seën ons met die woord. Ons vra vandag, Here, dat mense se lewens verander sal word as gevolg van hierdie woord. Bid dit in Jesus naam. En as jy saam my stem, skree ek apart amen. Ag nee, 1, 2, 3. Nog een keer, 1, 2, 3. Ag nee man, is dit omdat dit koud is? Ag nee man, wat gaan aan? Dankie Shane. Ek altyd op jou staat maak, prys die Here. Kan ek sien, waar is al die paas? Waar is al die paas? Het julle lekker Vadersdag gehad? Het julle lekker Vadersdag gehad? Hier's 'n splinter nuwe pappa hierso. Hier's 'n splinter nuwe pappa. Is al pappas wat dit die heel eerste keer Vadersdag gehad het? Is daar nog sulke hier vandag? Net jy, Isak. Genigtig. En ja, is maar weg. Wag eers tot julle getroud is, maar daarna van ons kinders sien, okay. Prys die Here, dis daarom maar koud, né? Wie kry koud? Ja, prys die Here dat julle kerk toe gekom het. Ja, dit was so koud geweest, my jokkie het geboorte gegee aan 3 slushpappies vanoggend. Regtig? Ja, dis lekker in die teenwoordigheid van die Here. Ons gaan sommer lekker warm wees en hopelik kan ons 'n warm gepreek wees vanaand. Amen. Dis lekker om in die huis van die Here te wees. Amen. En ons praat vandag weer oor Sondagskool. En ek het hierdie week die voorreg gehad om 'n begrafnis te doen by die kerk wat ek in groot geword het. Nou, toe ek in daai kerk was, het ek in my lewe nie gedink ek sal ooit 'n pastoor wees nie. En ek is so dankbaar vir my ouers dat ek Sondagskool toe gestuur was. Want daardie Bybelstories het my baie gevorm. En ek is dankbaar, toe ek uiteindelik tot bekering gekom het, was dit die fondasie van baie van my preke, want ek sal nooit vergeet nie, ek het eendag gepreek oor 'n verhaal uit die Ou Testament, en soveel mense het na die tyd aan my gekom en sê, hulle het nog nooit daai storie in die Ou Testament gehoor, hulle het nog nooit daai storie eens raak gelees nie. En dit het my gemotiveer om bietjie te gaan kyk na die stories van die Ou Testament. Nou as jy in my huis groot geword het, ons was nie juist kerkmense gewees nie. Maar in daai tyd was kerk, maar dit was iets wat jy moes doen, né? Dit was iets wat jy moes gedoen het, jy moes gekatkeseer het, en anders kon jy nie nagmaal hou nie, jy kon ook nie getrou het as jy nie gekatkeseer het in die susterskerke nie. En soos ek sê, ons was nie juist kerkmense nie, maar ons moes Sondagskool toe gaan. Jy moes Sondagskool toe gaan. Ons het ook daarom godsdienst gehad as 'n vak. Kan ek sien wie het nog godsdienst gehad as 'n vak op skool? Is julle bly daaroor? Ek is baie dankbaar, want dit het die fondasie in my lewe gelê, en daardie Bybelstories het werklik waar saad in my hart geskiet. En ek glo dit is wat God van my en jou wil hê, dat ons moet word soos kinders. Nou hoor wat sê Matteus 18 vers 3. Toe sê hy, as julle nie met ander oë na die lewe begin kyk, en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie die koninkryk van God ingaan nie. En toe ek nou by daai ou kerk was, die ete was gehou, in die kinderkerk, daar waar ek was, die Sondagskool. En ek het so gekyk, en ek het nie altyd goeie memories nie, want ek was 'n baie stout kind gewees. Kijk, ek hoop julle sê nou amen nie. Okay, maar ek was 'n baie stout kind gewees, en dit het my nie geplan nie, maar dit was my so nostalgies om daar te gesit het, en onthou, daar is die graad 1 klasie, daar is die graad 2 klasie, en ek was regdeur in een kerk basies gewees, en ek is so dankbaar, maar uiteindelik wat gebeur het met my, is ek het weggedwaal van die Here af, want ek het te slim geraak vir die dinge van die Here, nou, as jy bietjie ouer raak, veral as jy in jou tienerjare kom, dis nie meer lekker om die Here te dien nie, dis nie meer cool om die Here te dien nie, en so het ek weggedwaal van die Here, en ek het begin om die Here te ignoreer in my lewe, en ek het maar eintlik gehoop op 'n stadium, veral as ek diep in my sonde in was, ek het maar eintlik gehoop, daar is nie 'n Here nie. Was jy al op daai plek gewees? Maar die Bybel sê vir my en jou, ons moet word soos 'n kind.
Want jy sien as volwasse mense dink baie keer hulle is te slim vir die dinge van die Here, kan ek 'n amen kry? Ons dink ons probeer God uitfigure en ons probeer met wetenskap en evolusie probeer God uitwerk. Maar die Bybel sê vir my en jou, ons moet word soos 'n kind. Want wat is 'n kind? 'n Kind is afhanklik en 'n kind is oop. As jy 'n kind vertel van daai Bybelstories, is 'n kind se hart oop en hy sê, "Wow, God het die waters oopgemaak. 'n Vis het 'n man ingesluk en 'n kind glo in daai stories en hulle kom by die huis en vertel jou, "Pappa, dit is wat ons geleer het vandag in die kinderkerk." Ons wil vir ons mense ook vra, as jy kinders het, vat hulle Sondagskool toe. Hulle gaan miskien 1 of 2 keer huil of so, maar vat hulle asseblief Sondagskool toe, want daar word hulle op hulle vlak bedien. Dit is so belangrik om daai fondasie in hulle lewe te sit. Nou soos ek gesê het, ek het so ver weggedwaal, en ek het op 'n stadium in my lewe maar gehoop daar's nie Here nie. Ek het begin om hom te ignoreer. Maar toe kom 'n dag. Toe kom 'n dag wat ek 'n ontmoeting het met die ware lewende God. Wat God hierdie Sondag optel in my lewe verander. En toe maak daai Bybelstories eers sin. Toe ek nou werklik waar die werklike gospel begin hoor, die evangelie, die goeie nuus, en dit het my hele lewe verander. Nou vandag wil ek gesels oor nog 'n onbekende verhaal in die Bybel, maar hy is in die bekendste verhaal in die Bybel. Ek wil vandag praat oor hierdie man. Die Bybel gee hom nie eens 'n naam nie. Hy gee hom 'n rang, maar hy gee hom nie 'n naam nie. En dit is die man wat Jesus met die spies gesteek het. Die soldaat wat Jesus met die spies gesteek het. Nou, as jy die kern van die boodskap ken, die kern van die Bybel ken, gaan alles oor Jesus wat na hierdie aarde toe moes gekom het om sonde en die dood te verslaan namens my en jou. Hy moes gekom het, die kruis, die dood by die kruis en die opstanding daarna, dit is waaroor alles gaan, hoe Jesus die oorwinning oor die vyand, die dood en die Satan gekry het. Amen, dit is die kruks. Hoor wat sê die volgende vers, Johannes 12:32. Hy sê, en wanneer ek van die aarde af aan die kruis verhoof word, sal ek almal na my toe trek. Nou kan ek sê, is daar almal in die huis? Is daar almal in die kerk vanaand? Almal. Ek sien, is daar nie almal nie. Julle moet julle hand opsteek as ek so sê, asseblief julle. Wie is almal in die huis? Almal van ons, né? En hy sê as hy Jesus van die aarde af aan die kruis verhoog word, sal hy almal na hom toe trek. Selfs die gehardste sondaar. Maak nie saak wat jy al verkeerd gedoen het in jou lewe nie. Al het jy vyhandig aan die kruis, maak nie saak of jy die grootste ateïs is nie, maak nie saak of jy die grootste antagonis is nie, maak nie saak wie jy is of wat jy verkeerd gedoen het nie. Jesus se kruis sê, hy het dit vir jou gedoen sodat jy nader aan hom getrek te kan word. Nie hang Jesus aan die kruis. Hy word verhoog van die aarde af. En hier is hierdie man. En wat doen hy? Volgende vers. Johannes 19 vers 34. As hy een van die soldate het egter sy spies in Jesus se sy gesteek en daar het dadelik bloed en water uitgevloei. Een van die soldate. Hy het nie eens 'n naam hierdie ou nie. Hierdie ou, as 'n ou net so kyk, is iets wat jy vinnig kan lees, maar hierdie ou kon 'n ma en 'n pa gehad het. Ergens was hy gebore gewees. Hierdie man was gebore in die beeld van God. Hy het dit net nie geweet nie. Hy was 'n Romeinse ou, want ek gaan nou vir julle sê wat sy rang was, maar as jy daai rang gehad het, moes jy 'n Romeinse burger gewees. Hy moes tussen 17 en 25 jaar oud gewees het. Ons weet nie wat was sy begin gewees nie, maar ons weet nie hoekom is hy geplaas in Judea gewees nie. Ons weet nie hoekom hy daar was op daai oomblik nie. Wat was die rede? Ons weet nie wie was sy offisiere gewees nie, maar tog was hierdie 'n man wat geskaap is. Hy was welgebore is, en as daai man geskaap het, beteken dit hierdie man het 'n storie, né? Die Bybel sê vir ons, hy sê dat die Heilige Gees, hy sê skryf die wette op die tafels van ons hart. En hy sê jy's 'n brief wat geskryf is deur die Heilige Gees vir ander mense om te lees. En hierdie soldaat het die taak om Jesus dood te maak. Net so baie keer wat ek en jy, as ek gesê het, ek het maar gehoop Jesus is dood. Ek het maar gehoop Jesus is 'n fabel. Ek het maar gehoop Jesus is 'n fairy tale, toe ek nog so in my sonde vasgekeer was. Ek het maar gehoop. Hier kom hierdie man, en hy moet 'n ding doen. Hy moet 'n baie moeilike taak verrig. Maar ek weet nie, wat was sy gesindheid gewees nie. Want die Romeinse soldate, hulle was geharde ouens gewees. Hulle was geken vir hulle vegkuns, hulle was geken vir hulle vaardigheid om met spies gebruik en daai kort swaard wat die Romeine gebruik het vir close circuit combat, né? Daai klein spies wat 'n gladius genoem word. En hulle het geweet wat pyn is om iemand dood te kan maak. Die geskree van 'n oorlog, hierdie man, en hier vat hierdie man 'n spies en hy steek dit in die koning van konings en die Here van die Here se sy. En dan kom bloed en water uit. Nou wat is bloed en water?
Die woord van God sê vir ons baie duidelik, bloed is wat my en jou versoen met God. Bloed en water is albei lewe. En wat is water? Water is weergeboorte, né? Want as ons gebore word, is dit water mos, né? En bloed en water is nuwe lewe, en hierdie nuwe lewe is 'n vergewe lewe, want die Bybel sê sonder bloedvergieting vind daar nie vergifnis van sonde plaas nie. Hierdie bloed is Jesus se bloed, hierdie bloed wat 'n nuwe verbond aankondig. Dit is hoekom ons nagmaal hou, en hierdie bloed vloei uit. En ek wonder of hierdie bloed op hierdie man gekom het. En ek wonder of hierdie man geweet het wat se plan het God met sy lewe gehad. Want lank voor dit, 500 jaar voor dit, het Sagaria geprofeteer, 500 jaar voor hierdie groot gebeurtenis, het die profeet Sagaria geprofeteer. Hy sê Sagaria 12 vers 10, hy sê, hulle sal opsien na my, hoofletter my, vir wie hulle deurboor het. Come on, is die Bybel nie amazing nie? 500 jaar voor Christus. Skryf Sagaria, so baie van ons gaan in Jesaja 53, baie van ons gaan Psalm 22, maar Sagaria sê, hulle sal opsien na my vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor hom treur, soos 'n mens treur oor 'n enigste seun. Hulle sal oor hom rou, soos 'n mens rou oor 'n eersgebore seun wat gesterf het. Come on, is dit die wonderlike nuus om te sien, hoe 500 jaar na Christus gebeur hierdie, hoe het Sagaria geweet, want die gees van die Here het op Sagaria gekom. En hier staan hierdie soldaat, hy weet nie eens oor hierdie profesie nie, want jy weet die Romeinse soldate in die Romeinse ryk, hulle het geglo in pagan gode. Nou weet jy ons, 'n planeetsysteem is vernoem na die Romeinse gode. Weet jy dit? Saturnus was 'n god, Jupiter was 'n god, Mars was 'n god gewees, né? Al ons planete is Romeinse gode. Het jy dit geweet? Almal van hulle was Romeinse glo, en hulle het geglo in dit. Hulle het beeltjies gehad wat hulle voor moes gebid het. Ewe skielik vind hierdie man, hierdie soldaat, hierdie Romeinse soldaat wat nie eens weet van hierdie groot gebeurtenis wat 500 jaar terug, en soveel ander profesie in die Ou Testament, het hy deel daarvan. En hy maak 'n besluit, en hy sien hoe hierdie man huil, hoe hierdie man sy laaste asem uitblaas, en hy vat sy spies, en hy druk hom in sy sy, en hy sê bloed en water kom daar uit. Markus se weergawe was in hoofstuk 15 vers 39, en hy sê, en toe die hoofman oor 100, wat daar reg voor hom staan, sien dat hy so uitgeroep, en die laaste asem uitgeblaas is, sê hy, waarlik, hy was die seun van God. Hierdie man wat niks geweet het van Christendom nie. Hierdie man wat nie geweet het wat daarna sou gebeur het van die kerk of wat ook al nie. Hy die man wat nie geweet het dat 2000 jaar dit sou daar mense in Boksburg by mekaar gekom het op 'n Vadersdag diens op 'n baie koue Sondag om die Here se naam te loof en te prys nie. Hierdie man wat nie eens 'n naam gehad het in die Bybel nie. Hierdie man wat nie geweet het wat gebeur het 500 jaar terug nie. Hierdie man wat niks geweet het nie. Hy het net sy plig uitgevoer om Jesus met 'n spies te steek en dat bloed en water uit sy sy uitgevloei om te sê, daar's vergifnis vir jou sondes en daar's 'n nuwe lewe in Jesus Christus. Hierdie man staan voor Jesus. As ons van die aarde verhoog, sal hy almal na hom toe trek. Selfs hierdie man, want daar so gee hy sy rang weg. Hy was 'n hoofman oor 100. Nou die Afrikaanse is 'n hoofman oor 100. Dit is baie gevleelde woorde. Maar ek dink as jy al 'n bietjie flieks gekyk het, dan sal jy weet, daai rang in Engels is 'n centurion. Wie het al gehoor van centurion? Ek praat nie van die dorp so diskant Pretoria nie, né? Oor Woordburg nie, maar centurion was hierdie rang gewees. En jy het nie net 'n centurion geword nie. Rome, die Romeinse ryk, hulle was so. En as jy nie volgens hulle nie, het jou nek gewaai. Die Romeinse ryk was geken, die mense was geken vir eer, lojaliteit en afhanklikheid. En hulle weermag was ongekend. Hulle weermag se strategie, hulle het ingegaan om die wêreld te verower. En hulle het begin so 63 voor Christus het hulle Judea verower. En so het hulle ingekom, hulle die Joodse mense het hulle onderdruk, verskriklik onderdruk. Die Jode was onder die mag van hierdie Romeine. Hierdie ouens wat nie bang was om enige iemand dood te maak nie. En hierdie Romeinse in hierdie army, in die range, hy sê, het jy gegaan, en net soos enige weermag, het jy gaan van 'n troep, gaan jy dit, maar om 'n hoofman oor 100, om 'n centurion te word,
moes jy geken geword het vir jou dapperheid in die geveg. Jy moes geken geword het vir jou leierskap. Want daai man moes opdragte kon ontvang, maar hy moes ook opdragte kon uitvoer. En as hy ongehoorsaam was die straf verskriklik. Hy kon selfs tereggestel geword het. Maar hulle almal het geweet, en almal het in lyn geval, soos wat hulle gegaan het vir die doel van Rome, om hierdie wêreld te verower. Hierdie man het geweet, om ander mense dood te maak. Dit was iets in vandag se dae nie, dit was 'n normale ding. As jy gegaan het, moes jy geweet het. Ek het nou net gepraat van daai close combat. Weet nie of jy al gesien het hoe hierdie Rome gegaan het en hulle daai shield wall gesit en hulle het dit amper genoem soos 'n skilpad wat hulle gegaan het. En dat het hulle met daai kort swaarde so uitgesteek. Hulle was die eerste ou wat met die kort swaarde geveg het. En hierdie ou om daar uit te kom by daai rang, moes hy al baie mense doodgemaak het. Hy moes geweet hoe dit was. Miskien was sy gewete heeltemal afgestomp van as gevolg van al die dood wat hy al beleef het. Maar hier beleef hy iets anders. Hy sien hierdie man, want hierdie man het beleef van toe die donker toe oor die aarde kom. Hy het beleef toe die graf toe oopgegaan het. Hy het beleef toe die rotse geskeur het. Hy het beleef toe Jesus sy laaste asem uitgeblaas het en iets gesê het met so baie merkwaardige krag. Toe Jesus sy laaste asem uitblaas, het hy gesê, tetelestai, wat beteken, die prys is betaal. Want jy sien, 'n centurion was ook die regter van sy eenheid. Hy was die leier van tussen 80 en 100 mans gewees. En as iets fout gegaan het, moes hy die regter gewees het. Hy moes gesê het wat reg en verkeerd was. En soos ek gesê het, as jy iets verkeerd gedoen het, die Romeine was geken vir hulle sukses het afgehang van hulle dissipline en hulle gehoorsaamheid aan hulle owerhede. En hier hoor hy, tetelestai. Dit is volbring. En hy het presies geweet wat daardie term beteken het, dat die prys betaal het. En hy het opgekyk, en hy het Jesus gesien met 'n doringkroon, en hy het gesien hoe sterf hierdie Jesus. Miskien was hy by gewees, toe Simon van Sirene die kruis gedra het. Miskien was hy by gewees, toe hy gegeesel was. Ek weet nie of hy daar was nie, maar hy het hierdie hele ding miskien beleef. En op die einde van die dag, kom hy op 'n plek, en hy sien Jesus, en hy sien die wonde wat hom vrymaak. Hy sien die bloed wat sy sondes wegwas. Hy sien vir Jesus wat sy laaste asem uitblaas. Op daai oomblik bely hy dat hierdie man is waarlik die seun van God, en in 'n oomblik word hy vrygeskeld van al sy foute, van al die dinge wat hy verkeerd gemaak het. Maak nie saak hoe hy gebore is nie, of hy 'n Romein was of niks nie, ewe in een oomblik, sonder enige terms and conditions, kom die bloed van Jesus op hom, en dit was hom vry. Die Bybel sê, al was jou sonde soos skarlaken, hy maak dit wit soos sneeu. Al was dit soos purper, hy maak dit so wit soos sneeu. Hoekom weet ek hy's gered? Want 1 Johannes 4 vers 15 sê, elkeen wat bely dat Jesus die seun van God is, God bly in hom, en hy in God. Hierdie man moes as 'n kind word. Hy moes as 'n kind word. Hy moes, weet jy, miskien was hy 'n trotse man gewees. Daai uniform, met daai helm, daai goue helms, of daai silwer helms wat hulle gedra het, met daai borswapens. Daai was trotse manne gewees. En hy sien hy moet homself verneder. Nou soos ek gesê het, hy het nie 'n naam gehad, die Bybel gee hom nie 'n naam nie, maar soos Markus se weergawe glo, hierdie man was 'n hoofman vir 100. As ons bietjie in die geskiedenisboeke kyk, sien ons dat hierdie man het werklik 'n naam gehad. En sy naam was Longinus. Long. Hy het verkoue gehad. Longinus. Sorry, het bronchitis gehad. Longinus. Okay, maar sy naam was Longinus gewees. En hierdie Longinus, die Bybel sê vir ons baie duidelik dat, die Bybel sê vir ons nie duidelik wat het daarna gebeur nie. So, die legende wat sê, en is opgeteken in die katholieke boeke, in die apogriewe van Nicodemus, is dit opgeteken dat Longinus het net daarna, eintlik sê dit, ek het nie bewyse nie, en ek vra nie asseblief dat iemand apogriewe boeke gaan lees nie, maar die legende sê dat hy was nie baie, sy oë was nie baie goed nie, maar hy het 'n wonderwerk beleef toe die bloed in die water op hom kom. En hy sê, sy lewe het so verander, dat hy daai weermag, net daar het hy die weermag gelos, en hy het 'n volgeling geword van Jesus Christus.
En hy het vir 39 jaar, het hy as 'n monnik gelewe in Kappadosië en in Caesarea. En so het hierdie Longinus so baie mense na Jesus Christus toe gelei. Daardie man wat Jesus met 'n spies doodgesteek het. Het jy nie al baie keer gehoop net Jesus is dood in jou lewe, dat jy net jou eie ding kan doen nie? Ek wil vandag vir jou sê, as jy op daai plek is, glo jy die grootste leuen van die vyand, want ons koning leef. Hy leef. En hy's daar vir jou. En al voel jy wil niks met hom uit te waai nie, hy bly nog steeds lief vir jou. Al voel jy wil jou rug opdraai, hy bly nog steeds lief vir jou. Maar ek wil vir jou waarsku, daar kom 'n dag wanneer Jesus geopenbaar gaan word aan hierdie wêreld. Daar kom 'n tyd wat hy hierdie wêreld gaan skud. Wil jy nie net ophou om te sê ek draai nie meer my rug op Jesus nie, ek draai my rug op die wêreld en ek kyk by Jesus in die oë, hoog en verhewe, en die Bybel sê hy sal almal na hom toe trek. Kan ek 'n amen kry? Elkeen wat bely dat Jesus die seun van God is, God bly in hom en hy in God. Uiteindelik het hierdie selfe Romeinse ryk het vir Longinus doodgemaak. Hy het gesterf as 'n martelaar. Dit is eintlik opgeteken in die Katolieke boeke van martelaars. En uiteindelik, hy's tot vandag toe, is hy, ek weet nie om dit in Afrikaans te sê nie, want die Afrikaanse woord klink nie reg nie, maar julle sal miskien weet wat ek bedoel. Hy's 'n Catholic saint. Hy's 'n Catholic saint, hy word gevier in Oktober deur die Katolieke kerk, maar ook 'n dag later deur die Ortodokse kerk. Daar's tot 'n standbeeld van hom, julle kan selfs gaan kyk, daar's tot 'n standbeeld van hom in die Sint Pieters Kathedraal in Rome. Soos wat hulle hierdie man se lewe. Nou, weer eens, ek gee vir julle wat die legende sê, maar in my hart weet ek dat dit die waarheid kan wees as gevolg van die bloed van Jesus, wat sondaars soos ek en jy vrymaak. En wat is dit wat Longinus vir ons leer? Dit gaan nie oor hoe jy begin nie, dit gaan oor hoe jy eindig. Maar ergens in jou lewe moet jy besluit maak. Wanneer Jesus voor jou staan en jy sien die wonde, jy sien die gate in sy hande en jy sien die gate in sy voete en die wonde aan sy sy, ergens moet ek en jy besluit maak. En ons sê ons moet soos 'n kind word. En sodra soos 'n kind word, sê ons Jesus word verhoog in jou lewe en hy sal almal na hom toe trek. En daai almal is jy en ek. En maak nie saak daai mense wat saam met jou is, selfs die mense, gehardste mense by jou werk wat jy dink nooit sal tot bekering kom nie. Selfs het Jesus vir daai mense gesterf om hulle nader aan Jesus te trek. En vir ons is dit belangrik om die waarheid te verkondig, dat ons moet word soos kinders, dat ons kan onsself verneder, sodat Christus in ons lewe verhoog word. Kan ek 'n amen kry? Hierdie moordenaar, hierdie skuldige, hierdie oortreding, en as jy weet wat se losbandige lewe daardie Romeine geleef het, selfs dit kon hom nie skei van Jesus se liefde nie. Nou net 'n free. Hoe die Ou Testament en die Nuwe Testament werk. Die Nuwe Testament en die Ou Testament is soos 'n handskoen wat jy aan mekaar sit. Jy kan nie die twee wegvat van mekaar nie. As iemand al my kursus gedoen het wat ek aanbied, Showing the Way, ons Pathway kursus, as jy al daar, dan verduidelik ons jou, vir Jesus is weggesteek in die Ou Testament, maar hy is geopenbaar in die Nuwe Testament. Amen. Jy weet dit, so Jesus was altyd daar gewees. Nou wat gebeur met die eerste man? Eerste man is alleen en God gee vir hom 'n bruid. Hoe gee God vir hom 'n bruid? Uit sy uit. Nee, uit sy rib uit. Hy het eers vir God gevra, Here, God het eers vir hom gesê, as jy 'n goeie vrou wil hê, wat altyd voor die potte gaan staan, altyd voor die stoof gaan staan, nooit gaan mou nie, hy sê, dat gaan jou arm en 'n been kos. Toe sê Adam, Here, wat kan ek kry vir 'n rib? Here, wat kan ek kry vir 'n rib? Okay, kom ons word nou weer ernstig. Sien, ek traai ernstig preek vanaand, Ek sukkel bietjie. Maar hoor hoe awesome is hierdie? Die Ou Testament, Adam in sy slaap, vat God uit die kant uit en hy gee vir hom 'n bruid. In die Nuwe Testament, toe Jesus doodgemaak word, toe hy met die spies gesteek word en die bloed en die water vloei uit sy, is dit die geboorte van die Nuwe Testamentiese bruid, sy kerk. Dit is wat daai bloed en water, want wat is die sentraal boodskap vir die kerk? Is dat ons moet glo in die bloed van Jesus, wat ons kom skoon was het. Nee, ons moet glo in hierdie water. En een van die dae het ons weer doopdiens. Hoekom doen ons dit onder water? Want water beteken daai suiwering. Daai doopdiens gaan beteken, wanneer ons afgaan, gaan ons sê ons sterf van ons ou lewe. Wanneer ons opkom sê ek staan op
in hierdie nuwe lewe saam met Jesus Christus. Ek los wat agter is, ek strek my na wat voor is. Die Bybel sê as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, het dit alles nuut geword. En dit is wat Longinus vir ons leer ook. Daarvoor Jesus was hy 'n moordenaar. Gewete afgestomp. Het seker nie meer emosies oor gehad nie. Maar een ontmoeting met Jesus verander die traject van sy lewe. En toe hy soos 'n kind word, vat Jesus sy lewe. En daai man wen baie siele vir die Here. En hy sterf uiteindelik as 'n martelaar vir Jesus Christus. Amen. Om hierdie storie vas te vat, nou 'n paar verse wat ek gaan lees. Maar toe ek hierdie stuk lees, sê ek net dankie Here. Gewoonlik kan lees ons eers 'n hele stuk en dan preek ons daaroor. Maar ek wil hierdie hele preek saamvat in hierdie volgende paar verse. En ek wil graag hê jy moet saam met my op die skerms kyk en saam volg. En vat hierdie storie net saam in dit wat ek nou gaan lees. 1 Johannes 5 vers 1 tot 7. Die Bybel sê elkeen wat glo en bely dat Jesus die Christus is uit God gebore. En elkeen wat die Vader lief het ook sy kinders lief. Hieraan weet ons dat ons moet aanhou om die kinders van God lief te hê, wanneer ons God lief het en sy opdragte uitvoer. Die liefde vir God bestaan daaruit dat ons sy opdragte gehoorsaam. En sy opdragte is nie moeilik nie, want elkeen wat God as Vader lief het, oorwin die wêreld. Die oorwinning wat die wêreld verower het, is ons geloof. Wie anders kan dit wees wat die wêreld verower as die een wat bely dat Jesus die Seun van God is? Dit is hy wat deur die water en die bloed gegaan het. Nie slegs deur die water nie, maar deur die water en die bloed. Die Gees is die een wat daaroor getuienis aflê, omdat die Gees die waarheid is. Daarom is daar 3 wat getuienis aflê. Die Gees, die water en die bloed. En al 3 is dit eens. Al 3 is dit eens dat Jesus die Seun God is. Dat Jesus sondaars geroep het tot bekering. Dat Jesus mense uit die modderige sluik uit optel en hulle plaas op 'n rots. Dat die getuienis is dat Jesus jou lewe wil verander. En as hy Longinus se lewe kan verander, kan hy jou lewe verander. Jy moet vandag 'n besluit maak. Wat is Jesus vir jou? En wat beteken Jesus vandag vir jou? Wil jy nie vanaand saam met my staan? En kom ons word soos kinders voor 'n lewende God. En ons gaan sê, ek nou 10 jaar oud is, 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar, selfs as ek 80 is. Ek kan vandag 'n besluit maak. Sê, dis nie hoe ek begin nie. Dit gaan oor hoe jy eindig. Ek het hierdie week begrafnisse gedoen. En die mense wat ek begrawe het, mense wat ek geken het. En alhoewel het hoe moeilik was, kon ek getuig het van hulle lewe hier op aarde. Kyk so oor die skare en dan sien ek begrafnisse wat ek al gedoen het van die mense hierso. Van die mense wat ek werklik waar geken het. Dat ons getuienis kan aflê, dat daardie mense het 'n ontmoeting met Jesus gehad. As gevolg van dit is hulle vandag in die hemel. Die Bybel sê ons burgerskap is in die hemel, van waar ons verwag ons verlosser Jesus Christus. Om burgerskap te hê, het jy 'n paspoort nodig. Daai paspoort wag, jy moet hom net gaan afhaal. Dit is 'n vry geskenk. Wil jy nie vanaand net jou oë sluit? Ek gaan 'n gebed bid. Hierdie is nie net 'n bekeringsgebed nie. As jy vanaand wil sê, Here, as jy nog nooit jou lewe vir die Here gegee het nie, of jy wil jouself herkommit aan die Here, sê dit vir hom. Onthou, die duiwel sê jy altyd wil laat skuldig voel, maar hierdie gebed, as jy wil, bid net hierdie gebed saam met my, sê, Jesus, help my om weer soos 'n kind te wees. Help my om te glo. Al kan ek nie sien nie.
stig my geloof, Here. In Jesus naam. Amen. Vader, ek bid nou vir elkeen wat hierdie gebed gebid het. Ek bid dat U vir hulle groot en magtige dinge in hulle lewe sal wys. Dankie Vader dat U nooit klaar is met ons nie. Dankie Vader dat U ons nie ons vat na ons verledes nie. Dankie dat vandag vir U saak maak en ons toekoms maak saak. Dankie dat ek voor hierdie gehoor kan spreek, dat die planne wat U vir elkeen hier het, is planne van voorspoed en nie van teëspoed nie, om vir elkeen 'n hoopvolle toekoms te gee. Vader, daar waar die vyand kom slag, steel en verwoes het, bestraf ek sy planne oor woord en lewe se mense. Ons bid Vader dat U hierdie kerk sal maak soos 'n stad op 'n berg wat nie versteek sal kan word nie. Ons bid Vader dat elke stoel in hierdie kerk en elke diens gevul sal word. Ons bid Vader dat ons kerk gemobiliseer sal word in connect groepe. Ons bid dat ons 'n liefde vir God sal hê en 'n liefde vir mense. Ek bid Vader dat ons nie net passief sal sit nie, Vader, maar dat ons sal vat dit wat U ons gegee het en soos Longinus vir 39 jaar 'n groot verskil gemaak het, dat ons sal sê ek is nie die som van my verlede nie. Ek is nie die som van my opbrengs nie. Ek is nie die som van wat my familie gedoen het of enige iemand wat iets verkeerd aan my gedoen het nie. Ek is die som van wat die bloed van Jesus en die water wat uit sy sy gevloei het, om my vry te maak, om my te vergewe, om my te suiwer van alle ongeregtigheid. Ek is wie Jesus sê ek is. En Vader, vandag kan ons verklaar, ons het U so nodig. Ons is niks in onsself nie. Ons bely, Vader, sonder U is ons niks. En ons bid dat ons woord te lewe mense hierdie week sal uitgaan. En daar waar ons gaan, dat ons sal 'n verskil maak. En ons bid dit in Jesus naam. En as jy saam my stem, skree kliphard amen. Amen. Dankie julle, met 'n lekker week hê. Mag die Here elkeen van julle seën, especially dat julle uitgekom het in die koue. Julle gaan 'n dubbele seën ontvang.